Ook so 'n briefie. Ek gaan nou 'n groter ouetjie as Miles. Kom ons vra vir Lieben. Sal jy alles kan hanteer? Daar's hy. Hou hulle net so liewentjie. Dan stap jy daar, die oom sal vir jou wys waar hulle sit, hoor. Miskien moet iemand hom help. Ivan, of is hy alright? Nee, lyk my hy is nou alright. Baie welkom julle. Ouers wat kuier by hulle kinders uit Suid-Afrika, is altyd lekker. Is daar nog eerste keer mense? Middelblok, daar het ek gekyk, ek ken die res van die gesigte. O, Johanna, my goodness, amper vergeet ek jou. 'n Skoolmaat van ons, wat ook 'n aangetroude niggie is van my. Sy kuier by ons en is so lekker dat sy by ons kuier. Miles, toe maar staan maar net daar. Marga, daai chocolaatjie en daai papiertjie stap agtertoe en Gawie sal vir jou sê, Alba wys maar net of daar by mamma, net agter mamma. Ja, okay. Baie lekker om Johanna by ons te hê. Daar's hy. Nog nuwe gesigte, lyk nie so nie. Dan is ons, weet julle wat het hierdie pakkie vandag in? Crunchies, baie van hulle. Miles? Is dat jy nou right? Ja, okay. As jy nie van 'n crunchie hou nie, kan jy net so 'n bietjie dieper dik. Daar's ander ook. François, vat maar, is reg my lief. En Willem, daar's hy, en Evelyn, my engeltjie, is reg. Ja. Luca, is reg. Is reg. Dankie julle. Okay, Malsie. Jy kan maar sing, saam sing. Daar's hy, dankie julle. Daar kom nog laaste keer mense in. Baie welkom. So vir almal, nou soos ek glo almal in die kerk, baie welkom by hierdie opstandingsmôre. So wonderlik dat ons Jesus se opstanding kan herdenk. Dit terloops, as jy sou wonder, waar kom die gebruik van Sondag as die dag van die Here vandaan? Kom van hierdie dag af. Die eerste Christene het nog die Sabbatdag ook gevier, wat Vrydag sonsonder tot Saterdag sonsonder is, soos wat die 70-dagse Adventiste, wie se fasiliteite ons gebruik, ook nog vier. Maar hulle die Sondag begin vier as dag van die Here, omdat dit, en ons sal dit nou vanoggend hoor, wil ek amper sê die groot pilaar is, waarop die hele Christendom rus, die feit dat Jesus Christus opgestaan het. So hulle daai Sondag begin by mekaar kom, en al hoe meer het die Sabbat net uitfaseer onder die eerste Christene. En so in 300 na Christus, toe Konstantin aan bewind kom as keiser, hy was 'n Christen, toe maak hy dit 'n amptelike, wil mense dan nou eintlik sê 'n afdag. En dit is hoe ons, so dit het nie 300 na Christus begin nie, dit het onder die eerste Christene, sommer nog hier in die, hoe laat, omtrent net na die 30s na Christus is Jesus gekruisig, en daai tyd het dit al begin, dat mense op die Sondag by mekaar kom. So elke Sondag is 'n herdenking van die opstanding, maar vandag dan baie spesiaal, omdat dit Paas Sondag is. Kom ons raak stil, ek gaan so oomblik, terwyl Jak hulle inkom, hulle is welkom, ek gaan so oomblik van stil gebed gee, dan bid jy by jouself, raak net 'n oomblik stil, sê vir die Here wat jy op die hart het, en dan gaan ek vir ons voor in 'n kort gebed.
Here, in die woorde van die lied, kom bevestig ons en bid ons vanoggend. Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf en daardeur het U vir ons die lewe verwerf. Ons loof U vandag daarvoor. Amen. Liewe vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here. Ek het gedink voor ons begin sing, dan kry ons sommer nog so 'n bietjie motivering oor wat daai dag gebeur het. Kom ek lees vir julle die oudste evangelie se weergawe van die opstandingoggend. Want wanneer ek nou net begin preek, dan gaan ek uit 1 Korintiërs 15 lees, waar dit gaan oor die implikasies van die opstanding. So die eerste evangelie wat geskryf is, Markus, hy is nie eerste in die gelys onder die evangelies nie, maar hy is die oudste, vertel vir ons, toe die Sabbatdag verby was, so Saterdag, sonsonder, Sabbatdag geëindig, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gaan koop, om die liggaam daarmee te balsam. So op die Sabbatdag kon jy niks koop nie, maar toe die Sabbat verby is, toe gaan koop hulle hierdie goed, en hulle wil die volgende oggend vroeg na die graf toe gaan om die liggaam te gaan balsam. Vers 2, die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Nou party ons reken, hierdie klip was so swaar, hy tonne geweeg, soos in meer as 'n ton. En hy's baie keer afdraand half afgerol met 'n stopper, sê nou maar 'n ander klip wat hom sou keer laat hy verbyrol, en dan was dit nie enige ou se werk, een man of twee, om daai klip weg te rol nie. Want nou moet jy hom op 'n ander manier so wegrol, in hulle geval in elk geval, dat hy weer teruggerol kan word, want die graf moes seker weer toegemaak word, nadat hulle nou gereken het, hulle gaan die liggaam balsam. So hulle vra, o Jene, wie gaan vir ons die klip wegrol? Die klip was baie groot, vers 4. Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit, met lang wit klere aan, en hulle het baie groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus. Hoekom in die besonder vir Petrus? Hy was nog die ou wat laaste vir Jesus verloon het, nê? Wat dalk baie sleg voel oor wat hy gedoen het. So gaan sê veral vir Petrus dat wat julle gesien het. Die Here gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en gehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets gesê nie, want hulle was baie bang. Ek lees nog so klein eentjie aan, dis nie op die teks nie, so luister maar net, of op die skerm nie. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 duiwels uitgedryf het. Sy het dit vir die disippels gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het, dat hy lewe, en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. So Markus haak hier 'n bietjie aan by wat die ander evangeliste vir ons meer vertel, naamlik dat behalwe die engel wat daar was, het Jesus later die oggend ook aan hulle verskyn. So sy het hom gesien, sy kon eerstehands gaan vertel, die Here het werklik opgestaan, ons het hom gesien. Maar dan lees ons hierdie verskriklike, tragiese stukkie eintlik, dat alhoewel hulle haar gehoor het, het hulle haar tog nie geglo nie. Nou ek sal weer so 'n bietjie daarby aanhaak in die prediking, maar dit is die verhaal van wat die Sondagoggend gebeur het. Kom ons sing, en ons gaan opstandingsliedere sing, liedere wat sê hy leef, hy is nie langer in die graf nie, en dan gaan ons deur die prediking hoor wat 'n geweldige implikasies dit vir ons as Christene het, dat dit ons kan weet dat Jesus het werklik opgestaan. 3 verse van die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Kom ons staan terwyl ons sing.
God
Ek lees graag vir julle 'n gedeelte wat baie goed sou deurgaan as riglyne vir die lewe. Matteus 22, die baie bekende gedeelte waar Jesus die amper kan mens maar sê die 10 gebooie saamvat. Ekskuus, nog 'n bladsy omblaai. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, dit beteken dat hy hulle stil gemaak het. Nou miskien net vir interessantheidshalwe, die Sadduseërs, die tweede groep wat daar genoem word, of hier agter my, hulle het nie geglo in die opstanding na die lewe nie. Terwyl die Fariseërs dit geglo het, dat as die Messias kom, dan sal so iets gebeur, maar die Sadduseërs het dit nie geglo nie. So Jesus was seker in gesprek met die Sadduseërs ook dalk heel moontlik oor die opstanding, en die Fariseërs is nou half baie bly daaroor dat hy die Sadduseërs stil gemaak het. So omdat hy hulle mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom, en een van hulle, 'n wetgeleerde, een van hierdie Fariseërs, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Een van julle het onlangs vir my gesê wat dit vir jou beteken het, toe jy snap dat die kruis 'n vertikale been het, maar ook 'n horisontale been, nê. En onthou dit altyd, kinders, wat oom Gawie vanoggend vir julle sê. In ons verhouding met die Here is dit baie belangrik dat ons sal opkyk, daai lang stuk van die kruis, en altyd sal bid tot Jesus, en altyd sal weet ons hulp kom van hom af, en as ons iets sonder hom sou probeer doen, dan is dit te vergeefs. Maar nou sê Jesus, net so belangrik is hierdie horisontale arm van die kruis, wat beteken, ek kyk nie op nie, maar ek kyk om my. Ek kyk wie's langs my. En dit is net, kan jy glo dat Jesus sê, dit is net so belangrik, dat ons vir mekaar moet lief wees, dat ons vir mekaar moet sorg, dat ons vir mekaar moet goed doen. Net so belangrik, as om tot hom te bid. Dit laat mens eintlik dink, wow, kan dit net so belangrik wees? Mense is half verwonder dat daar nog mense is wat dink, dit gaan net oor my verhouding met God. Ek het onlangs 'n ou gehoor wat sê, ek het nie ander mense nodig in my lewe nie. As ek en die Here, ons stap die pad. Die Here sê vir so iemand, jy's verkeerd broer, jy het ander mense nodig. Baie belangrik, dis wat Jesus sê. So, as Jesus dit sê, dan vra hy van ons dat ons vir hom sal kom sê. Ons het dit Vrydag gedoen by die nagmaal ook. Vir hom sal kom sê, Here, ons is baie jammer. Ons kom nie altyd daarby uit nie. So kom ons bid saam. Here, ons se God. Inderdaad is ons ook baie keer so dat ons dink, joeg, my verhouding met die Here is goed. Terwyl die mense om my sal sê, ek sien dit nie regtig raak nie. Omdat hulle dit nie sien in hoe ek met hulle omgaan nie. En daarom bid ek dat U vir ons altyd sal help om dit te gryp en te verstaan en vas te hou. Dat ja, natuurlik is die belangrikste om vir U lief te hê en U te aanbid. Maar U sê net so belangrik is ook hierdie horisontale been. Die liefde vir my naaste. Vergewe ons waar ons dit nie altyd reg kry nie. Help ons dat ons dit beter sal doen. In Jesus naam bid ek dit. Amen. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En as ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself. Dan maak ons eintlik vir God tot 'n leienaar. En ons gaan vandag nog weer 'n gedeelte lees waar Paulus sê, as jy dit nie glo nie, maak jy God tot 'n leienaar. So gryp sy vergifnis. Dis waarvoor hy aan die kruis gehang het, wat ons Vrydag herdenk het. Gryp dit vas en weet dat jy die sonde kan oorwin, want dis wat ons vandag herdenk. En ek gaan dit later weer beter verduidelik. Kom ons sing 'n lied. Jesus rots vir my geslaan.
laat my nie verlore gaan. Maar die verdere verse, ons gaan net vers 1, 3 en 4 sing. Die verdere verse verduidelik vir ons ook wat die implikasies daarvan is, die oorwinning oor sonde. Julle kan net so lees. Dis 'n stil lied, dis 'n aanbiddingslied. Bly so sit. Ons gaan uit 1 Korintiërs 15 met mekaar saam praat, so as jy jou Bybel gebring het, daar is die teks op die skerm. Dis Paulus se hoofstuk oor die opstanding, en jy kan by die huis gerus verder as vers 20 gaan lees, want sy volgende gedeelte gaan dan oor hoe gaan die opstandingsliggaam lyk. En dan gaan mense daarna vra hulle seker vir hom, Here, nou wanneer gaan al hierdie goed gebeur? En dan vertel hy vir hulle so 'n bietjie meer ook daaroor. Maar ons gaan vanoggend net stil staan by vers 1 tot 20. En dit 'n bietjie meer oordink. Maar kom ons bid eers saam. Ons hemelse Vader, as ons in hierdie dag kom dink aan wat U gedoen het, wat ons hierdie naweek herdenk, dan moet ons eintlik in 'n sekere sin stil wees en op 'n dag soos hierdie absoluut uitbundig loof en prys, vir U loof en prys oor die grootheid van dit wat U bewerk het. Wat 'n wonderlike iets is dit nie, wat ons totale lewe sinvol maak. En ons gaan nou net hoor hoe dat Paulus dit beredeneer. Ons kom sê vir U baie dankie daarvoor. Dankie Here dat ons U kan ken. Dankie dat ons kan glo in die, wat ons elke Sondag bely, die opstanding van die liggame. Dat dit ook met ons sal gebeur. Baie dankie dat ons nie hoef te vra wat en hoe dit nou noodwendig hoef plaas te vind nie, maar dat ons net kan glo dat dit sal plaasvind. Baie dankie dat ek vanoggend ook kan bid vir hulle wat ek gehoor het Vrydag, wat op reis gaan, sommer vir lang tye, vir Monica en Jaap, wat môre vertrek. Ons bid vir hulle, Here, dat U hulle veilig sal bewaar, en ook vir Tanya en vir Marius, wat vanaand al vertrek, dat U met hulle sal wees op hulle pad na Suid-Afrika. Bewaar hulle daar, waar hulle rondry, waar hulle rondbeweeg, en bring hulle veilig terug
op die dag wat hulle beplan. As U dalk voor daai dag kom, dan sien ons hulle weer in die hemel. Baie dankie ook daarvoor, dat ons dit kan weet. Ons bid ook vir Marie de Bruin, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, met siekte. Marie wat elke Sondag inskakel, ver uit Suid-Afrika, Pretoria, om te luister na ons eredienste. Ons bid vir hulle, vir haar en haar gesin, en sissies, en almal wat op hierdie stadium by haar is. Dalk is daar ander siekes, waarvan ek nie weet nie. Ons bid altyd vir Robert, dankie dat hy soveel beter is, dat hy en Letitia op die Gold Coast, dink ek, Gold Coast vakansie kan hou. Miskien is dit Sunshine Coast, maar baie dankie dat U hom aangeraak het en dat die kanker op hierdie stadium weg is. En ons wil glo, Here, met ons hele hart vir altyd weg is. Daar's ander wat nie noodwendig hulle name genoem wil hê nie, wat ons weet met wie dit nie so goed gaan nie. Afrikaners in ons gemeenskap, vir wie die kanker, dit lyk, besig is om te wen. Dankie dat ons kan weet, by U is enige wonderwerk moontlik. U kan. Maar dankie dat ons ook weet, ons lewe is nie net hierdie lewe nie. Die grootste wonderwerk is dat U vir ons 'n ewige lewe bewerk het. En dat ons vanoggend kan weet, ook al moet ons dan hierdie aarde verlaat, daar is by U nuwe lewe. So ek bid vir hulle wat baie swaar kry. Ons bid teen pyn wat hulle dalk mag hê, teen ongerief, teen swaar kry met asemnood, alles wat daarmee saamgaan. Raak hulle aan. Ons bid vir die verkondiging van die woord in hierdie môre reg oor die wêreld, Here, waar mense vir ander mense gaan vertel van Jesus Christus het werklik opgestaan. Wil U hulle woord seën? Wil U gee dat dit regtig sal deurbreek in mense se harte en dat hulle die grootheid daarvan sal verstaan. Bid vir elke prediker dat U vir hom of vir haar sal aanraak. Dan bid ons nou vir die woord wat ons gaan lees. Here, sonder U, o Heilige Gees, wat dit vir ons breek en duidelik maak, kan ons nie altyd alles verstaan nie. So ons bid dat U dit vanoggend vir ons sal doen. In Jesus naam. Amen. So, 1 Korintiërs 15. Ekskuus, ek moet net so bril oomblik hê en oog oomblik. Die opskrif opstanding van Christus. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Nou onthou, hy skryf in 'n gemeente in Korinthe wat 'n baie belangrike hawestad was, waar 'n klomp verkeerde goed ook gebeur het, maar daar was 'n gemeentetjie van die Here. Hy spreek die broers aan, want dit was maar die gebruik destyds by die nuwer vertalings, nou nie die 2020 vertaling nie, maar die meer vrye vertalings sal mens kry broers en susters, maar eintlik staan daar net in die Grieks die broers. Maar dit is maar eintlik die gelowiges. So hy herinner hulle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en waarin julle ook gevestig staan, vas staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit, dubbelpunt. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. So Paulus probeer vir hulle sê, eintlik seker al vir die ouens wat dalk die Bybel of die Torah, die Ou Testament baie goed geken het, die wetgedeeltes. Hy probeer vir hulle sê, ouens, julle moet net mooi dink. Al hierdie goeters was voorspel. Al hierdie goeters was deur die profete gesê sal gebeur. Dis waar die volgens die skrifte vandaan kom. Hy's begrawe, hy's dood, hy's begrawe en hy's op die 3de dag opgewek. En dan gaan hy aan om te sê, maar daar's bewyse daarvan. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe.
Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is en of dit hulle is, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. Ek lees net eers tot by vers 11. Ekskuus, ek het gedruk. Maar duidelik nie. Lees net eers tot daar, dan gaan ons nou net van vers 12 af verder lees. As ons, Dolf het ook Vrydag daarna verwys, as ons vandag moet dink aan al die mense in Australië en dalk reg oor die wêreld, vir wie die boodskap van vandag 'n werklikheid is, dan wonder ek hoeveel persentasie gewys sou daar wees. Ek hoor interessante data toe ek nou kerk toe ry, toe sê Jess, wat nou donderdag dink ek klaar gemaak het op channel 96.5, iewers moes sy gepraat het, want sy was op die lig, maar 'n sekere heruitsending, met iemand wat data bymekaar gemaak het, 'n sekere studie, dat die Christendom in Australië geweldig groei. So dit was verblydend om dit te hoor. En dit is data wat hulle verkry het met studies, en nie net studies nie, met wat noem mens dit? Projekte, is ook nie die regte woord nie. Sê weer. Surveys. Jy sien, ek soek die Afrikaans vir 'n survey. Opnames, dankie Henny. Opnames. En ja, dis verblydend, maar nog steeds. Ek dink die gemiddelde ou op straat, as jy vir hom vra wat beteken Jesus se opstanding vir jou, sal dit nou nie regtig aardskuddend wees nie. Alhoewel Matteus sê daar was 'n aardskudding daai dag. Matteus 28 vers 2. Daar was 'n groot aardbewing gewees. Maar vir die gemiddelde ou op straat dalk nie so geweldige vreeslike iets nie. Paulus sê, die belangrikste wat ek vir julle verkondig het, die belangrikste van die evangelie, is dat Jesus gesterf het, dat hy begrawe is, en dat hy opgestaan het. Ek dink dis 'n volgende slide. Dankie. Dit is regtig, as jy vir iemand die evangelie moet gaan vertel vir hom van Jesus Christus, wat gesterf het vir jou sondes, wat begrawe is, maar die dood oorwin het. En dit het sekere implikasies waarvan hy vanaf vers 12 met ons gaan praat. Vir Paulus is dit die belangrikste. Op 'n ander plek skryf hy, dan sê hy, dat al wat ek wens om aan julle te verkondig, ek lees sy woorde, daar in hoofstuk 15, bietjie verder aan, sê hy, het ek my voorgenem om oor niks anders met julle te praat. Al wat ek wens om vir julle te vertel, is van Jesus Christus en wel oor hom as gekruisigde. En hy sou net so wel kon byvoeg, maar daai oomblik het hy dit dalk nie in sy kop gehad nie, en die feit dat hy opgewek is. Jesus wat gekruisig is, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, dis die belangrikste nuus. Vir hom is dit die pilare waarop die Christelike geloof rus. As mens dan daai 3 pilare, Jesus, maar sy sterwe, sy begrafnis of sy graf en sy opstanding. Dis die belangrikste. En hy sê, dit is bewysbaar dat dit gebeur het. Daar was baie mense wat dit gesien het. En ons sal saamstem, dit is seker die beste bewys van iets wat gebeur het, as daar ooggetuies was. Anders is dit maar hoor sê, of ons dink dis hoe dit gebeur het. Maar as daar iemand was wat kan sê, hoorie, ek was daar, ek het dit gesien, dit is presies hoe dit gebeur het, dan sal ons baie meer waarde daarin heg. En dis ook Paulus se styl van oorreding. So hy kom en hy sê, hy het aan Sefas verskyn. Nou dis net 'n ander naam vir Petrus, wat ook soms Simon genoem word. So hy het so die 3 name gehad. Hy het eerstens aan Sefas verskyn, daarna
het hy aan die ander disippels verskyn, toe aan nog 500 mans alleen, daar kon dalk vrouens ook by gewees het, gaan nou vir julle sê hoekom die vrouens nie genoem word nie, en daarna aan sy eie broer Jakobus, en toe heel laaste, ook aan my, en hy noem hom die geringste, en ook die misgeboorte, asof hy daardeur wil sê, ek het nie regtig, en hy sê dit ook, werd, om dat Jesus aan my moes verskyn nie. En hy dink natuurlik aan daai gebeurtenis waarvan Handelinge 9 ons vertel, toe Jesus op die pad van Damaskus, of na Damaskus, voor hom kom staan het. En hy half blind uitroep, of nee, toe kon hy nog sien, wie is u Here? En Jesus sê vir hom, ek is Jesus Christus, vir wie jy vervolg. Hy sê, ek het ook die Here gesien. Nou hierdie is nie 'n volledige lys, moenie een oomblik so dink, van almal wat vir Jesus gesien het, want onthou julle toe ons nou net die verhaal lees, en al die evangeliste sê dit, die eerste getuies was die vroue, Maria Magdalena, die ander Maria, party noem nog vroue by, hulle was die eerste getuies, maar Paulus, Jood, Hebreër, uit die stam van Benjamin, Fariseer, weet, as ek hierdie klomp ouens wil oortuig, hierdie wêreld wil oortuig, dat Jesus opgestaan het, dan moet ek maar eers die vroue bietjie los. Hulle was nie die geloofwaardigste van getuies nie. Mense het hulle nie altyd geglo nie, en daarom het ek ook net so eentjie verder gelees, toe die disippels by hulle aankom, toe die vroue by die disippels aankom, en vir hulle sê, die Here het werklik opgestaan, ons het hom gesien, toe dink hulle, ag nee, wat is nou vroue storieetjies hierdie, nie kinderpraatjies nie, vroue praatjies. En daarom met die doel, omdat Petrus, hy het niks teen die vrouens nie, hy praat later baie positief oor vrouens, maar omdat hy weet, die wêreld sal die getuienis eerder aanvaar, as ek vir die wêreld sê, hy het aan Petrus verskyn, die apostel, hy het aan die ander disippels verskyn, manne, hy het aan 500 mans verskyn, en Jakobus, en ook aan my, gaan baie meer krag dra, as wat ek sou sê, hy het in die eerste plek aan vroue verskyn. So dit net so interessante opmerking. So ek sê weer, die feit dat baie mense hom na sy opstanding gesien het, is 'n baie goeie bewys dat hy werklik opgestaan het. En dis vir vir Paulus, as hy hierdie brief skryf, 'n werklikheid. Hy twyfel nie een oomblik daaraan, dat Jesus Christus lewe nie. Hy het die Here gesien. Maar nou kom hy by, wat dit vir ons, die lesers, die eerste ouens wat sy brief gelees het, maar ook ons vandag, wat dit vir ons impliseer. Kom ons lees aan, vers 12. As ons dan verkondig, dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer, dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken, dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar, nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. En ons lees net tot daar. Hy begin met die woorde, ek lees dit weer. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, dis mos nou iets wat hy gedoen het in die eerste 11 verse ook vir hulle. Christus is uit die dood opgewek, daar was ooggetuies. As ons dit dan verkondig, hoe kan party van julle, die direkte vertaling, die 2020 vertaling sê dit ook sê, hoe kan sommige van julle, wat maar dieselfde is, party van julle nog beweer, dat daar geen opstanding van die dooies is nie. Jy sien, vir Paulus gaan Christus se opstanding en die feit dat ons sal opstaan na hierdie lewe, hand aan hand. Dit lyk vir my daar was onder hierdie mense vir wie hy skryf,
was daar, ons weet nie regtig hoeveel nie. Ons moet nou nie aanvaar dit was 'n klomp nie. Hy sê party van julle, sommige van julle, daar was sulkes, wat lyk vir my geglo het, dat Jesus se opstanding dalk kon gebeur het. Dit was 'n goddelike wonder, sou hulle sê. God kan dit gedoen het vir sy seun. Maar wat nie geglo het, dat dit beteken ek en jy gaan opstaan, as ons die dag doodgaan nie. Franco, jy moet maar net luister of die ding heeltyd, partykeer voel dit vir my dip so bietjie, maar jy sal weet. Hoor almal nog? Goed. So, hulle het geglo, Jesus kon opstaan, goddelike wonder, God kan dit doen, maar dit beteken niks vir ons nie. Dis wat hy sê. Hoe is dit dan dat party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Paulus wil vir hulle sê, as julle bely dit wat ons elke Sondag doen in die apostoliese geloofsbelijdenis, ek glo in Jesus Christus, wat gebore is uit die maagd Maria, aangaan, gelei het, gesterf het, begrawe is en opgestaan het, dan moet julle ook kan bely, ek glo in die opstanding van die vlees, wat bietjie later aan, of ek dink ons sê dalk die opstanding van die liggame. Jy moet dit, die twee gaan hand aan hand. So nou kom hy met 'n argument vir hierdie ouens wat sê ja, Jesus kon opstaan, maar ons weet daarom nie van die opstanding van ons as mense nie. En hy maak 'n paar punte. En partykeer herhaal hy homself. Die eerste een wat ek nou gaan noem, herhaal hy 3 keer. Hy sê as jy beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie, dan verwerp jy eintlik ook Christus se opstanding. Julle sê nou ja, ons kan dit nog dalk aanvaar dat Christus opgestaan het, maar nie mense nie. Hy sê as jy dit glo, dan is dit eintlik so goed, jy trek ook 'n streep deur die opstanding van Jesus. Want hoekom moes Jesus dan nou opstaan, as dit geen betekenis het vir mense nie? Dis sy argument. So, dit wil hy dryf, daarom dat hy in vers 15 se tweede gedeelte weer dieselfde sê, en in vers 16 weer dieselfde sê, ek lees dit vir julle, as dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie, vers 15. Dis nou nie daar nie, ek lees dit net dat julle kan sien hoe dit ooreenstem. Vers 16, as die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. So 3 keer hoor ons dit, wat daar in vers 13 staan. So baie belangrik, as jy sê, Christus is opgewek, julle wat dit kan herken, dan moet jy kan erken, die dooies sal ook opgewek word. Dit het 'n tweede implikasie. Ons aanbidding van Christus, ons prediking, ons geloof in Christus, sou te vergeefs wees, as ons sê, maar dooies, gelowiges wat doodgaan, kan nie opstaan nie. Hoekom sou ek dit dan preek? Hoekom sou ons mekaar probeer motiveer, as daar geen opstanding van die dooies is nie? Hoekom sou ons glo, as daar geen opstanding van die dooies is nie? Iemand kan dalk sê, en dis sommer so my eie gedagtes ook gewees, iemand wat baie krities is, maar die twee goed hoef nie verband te hou nie. Christus kon mos nou gekom het, en hy kon gesterf het vir ons sondes, en hy's begrawe, en hy's dood. Ja, ons weet nou nie wat van sy liggaam geword het, en dalk is dit gesteel of wat ook al, ek sal later weer ietsie daaroor ook sê, maar hy's nou dood, maar ons kan nog vir God aanbid. Want hy is die God wat van die begin af daar was, as ons nou dink aan die Vader, en Christus kon ons nog steeds vir ons sondes gesterf het. Dis 'n ou wat krities wil wees, wat die goed so 'n bietjie uitmekaar trek. Maar Paulus vat ook daai ding. En hy sê nee, julle verstaan dit verkeerd. Hy sê, lees dit weer saam met my vers 15. Verder sou dit beteken, as jy dalk so dink, dat ons vals getuienis oor God aflê, omdat ons teen God in getuig, dat hy Christus opgewek het. So God sê, hoor dit mooi, God sê ek het Christus opgewek. Hy getuig daarvan. So as jy sê, maar hy is nie opgewek nie, hy is nou iewers dood, ja, hy het vir my sondes gesterf, dan getuig jy teen God in. So dis om net so 'n opmerking van my wat vers 15 vasvang. As jy sê dat Christus nie opgewek is nie, dan sê jy eintlik God jok. En as jy per implikasie dan sê jy wel, as Christus nie opgewek is nie, dan word ons ook nie opgewek nie, dan sê jy God jok. Paulus gaan verder om te verduidelik
hoekom Jesus se opstanding so belangrik is. As hy in vers 17 sê, onthou vers 15b en 16 het ons reeds gelees, ek gaan sommer so in die verse af. Sy verdere implikasie is, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. Dit het ons al gehoor, hy sê dit ook 'n tweede keer. En, dis die belangrike, daarom moet ek dit onderstreep, is julle nog gevange in julle sondes. So vir ouens wat dalk daai redenasie het wat ek nou net gesê het van, ja, hy kon mos nou gesterf het en vir ons sondes betaal het, maar ons glo nie hy is opgewek nie, hy is nou dood, hy is iewers, maar ons aanbid vir God. Sê Paulus, nee, moenie een oomblik dink jou sondes is vergewe en dit is weg, net omdat Jesus daarvoor gesterf het. Dis die opstanding wat die krag daarin gee. Dis die opstanding wat maak dat ons kan weet, ons kan ook daarin juig, daarin bly wees, dat ons sondes vergewe is. So as Christus dit nie gedoen het nie, dan is julle nog gevange, as hy nie opgewek is nie, dan is julle nog gevange in julle sondes. So ek het gedink om dit so uit te spel, dankie Ruben. Jesus se dood het vir my sondes betaal. Maar sy opstanding maak my vry daarvan. Of anders, dalk nog beter, sy opstanding kondig die oorwinning oor die sonde aan. Sy dood het daarvoor betaal, maar sy opstanding kondig die oorwinning aan. Daarom dat hy later uitroep in hierdie selfde hoofstuk, so 'n bietjie verder aan, daar in vers 54, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Maar dis omdat Jesus die dood oorwin het, en omdat ek en jy ook die dood kan oorwin. 'n Laaste 2 implikasies vir wat hy deurgee. 5de 'n gedagte wat hierby aansluit is dat as Christus nie opgewek is nie, dan is alle mense wat in Christus gesterf het, nog steeds verlore. Want dan is die sonde nie oorwin nie. Dis die opstanding, het ek nou net gesê, wat die oorwinning aankondig. En dan sy laaste, en dis so 'n bietjie 'n nuwe gedagte, vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Nou wie sou nou sulke ouens wees? Kom ek verduidelik. Dis mense wat sê ek glo in Jesus. Man, hy maak my lewe so vol. Dis so wonderlik. As ek bid, gebeur dit. En as ek dit en dan, jy sien alles wat Jesus vir hulle moet doen, wat hulle hoop en wat hulle glo, gaan oor hierdie lewe. Hy moet my siekte genees. Hy moet my verhoudinge wat verbrokkel is en wat deurmekaar loop herstel. Hy moet my finansiële gemors regmaak. Hy moet dit, hy moet dat in hierdie lewe. Dis hulle. As jy net hierdie lewe, in hierdie lewe, jou hoop op Christus vestig. So Jesus moet vir ons baie goed doen en dis wonderlik, hy wil dit ook doen. Hy wil vir jou help met jou gebroke verhouding. Hy wil vir jou help met jou siekte. Bid gerus daaroor. Hy is self so goed dat hy die finansies waarin jy jouself gedompel het, vir jou dalk daar uit ook wil help. Maar dis nie waaroor dit in die eerste plek gaan nie. Dis wat hy wil sê. As ons net vir hierdie lewe en vir wat Jesus hier vir ons moet doen, hoop op hom het, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Daar raak ons godsdiens, word dit eintlik in diens gestel van onsself. Daar raak ons gebede versoeklysies. Die Here moet dit vir my doen, hy moet dat vir my doen. Dan is ons diepste troos in dinge. Dan gaan dit oor die oor die gawes wat hy gee, nie meer oor die gewer wat dit gee nie. En die dag as ek doodgaan, eindig alles. Dit wat hy vir my moes doen, dan is dit verby, want die lewe is verby. En dit wat ek op gehoop het hy vir my sal doen, dan is dit ook verby, want alles is verby. En Paulus sê, sulke mense is bejammeringswaardig. Hulle verstaan baie min van die evangelie, as hulle dink Jesus wil net vir hulle 'n Here wees in hierdie lewe. So hy kom by vers 20 en hy sê, maar gelukkig is dit nie waar nie. Christus is opgewek. Hy het opgestaan as eersteling uit die wat gesterf het. En daardeur wil hy vir die klomp sê, Christus het opgestaan, maar julle gaan ook opstaan.
Julle wat glo Christus kon dalk opgestaan het deur 'n goddelike wonder, maar die mense gaan nie opstaan nie, vers 12. Nee, Christus het opgestaan en dan daai woorde, as eersteling. Hy het eerste opgestaan. En daarom sal ons ook, 'n klomp ander, na hom opstaan. Hy het eerste en daarom gaan ons ook. Hy het opgestaan. Dit het die vroue daai Sondagmôre by die graf ontdek. Ek kan net dink watter verskriklike wonderlike gebeure dit vir hulle moes wees. Aanvanklik nie. Ons lees hulle was baie bang. Hulle het dit nie verstaan nie. Om by daai graf te kom, hy's oop en die klip is weggerol. Stap in. Hier sit 'n man wat met hulle praat, wat vir hulle sê nee, hy's nie hier nie. Hy het mos vir julle gesê. Het julle dit dan nou vergeet? As mens die Matteus weergawe lees, dan hoor jy dat hulle toe nagedink het en besef het, ja, hy het dit werklik vir ons gesê. Johannes vertel vir ons, dit het ons nie in Markus gehoor nie, dat toe die disippels wat toe nou agterna gehardloop het, Petrus en Johannes, maar dit word ook gesê van die vroue op 'n stadium deur een van die ander evangeliste, toe hulle daar instap, toe sien hulle die doeke wat so mooi opgerol is en mooi opgevou is, die kopdoek. En dit sou vir hulle gesê, dit wat hier gebeur het, was nie die storie wat die soldate versprei, dat sy liggaam gesteel is nie. Wie van julle sal as jy, 'n bietjie grous gedagte, maar as jy nou 'n graf gaan oopmaak, en die liggame is toegedraai in doeke, wie gaan die doeke afdraai voor jy die liggaam vat? Nee, ek nie. Nee, hoe toer hy bly, hoe beter. Ons vat hom so toe. Ons gaan nie die doeke afhaal nie. So, hulle sou daar ontdek het, hulle moes, dit wat hier gebeur het nie gejaagd gebeur nie. Die een wat hierdie graf opgeruim het baie tyd gehad. Alles mooi opgerol, alles mooi. Dit was nie diewe nie. Soldate, vertel vir ons 'n ander storie. As 'n klomp ander redes oor hoekom die soldate daai seker baie sleg gevoel het oor daai storie. Ek wil net vir julle nog een noem. As jy 'n soldaat was en jy laat 'n gevangene ontsnap, word jy doodgemaak. Nou moet hulle gaan en gaan vertel, hulle wat die graf bewaak het nie gehoor dat daai 1,5 ton klip weggerol word. Hulle het nie wakker geword nie. Watter tipe soldaat is dit? Dis die storie wat hulle moes gaan versprei. Dit sou hulle integriteit soveel skade gedoen het. Hulle reputasie sou daaronder gewees het. So, Jesus het werklik opgestaan. Hy het die graf agter hom gelos. Alles mooi opgeruim. Die oop graf is die bewys daarvan. Daar's genoeg historiese bewys daarvan. Daar's genoeg ooggetuies om dit te bevestig. So, kom ons sluit met, dit was die implikasies wat Paulus deurgee. So, kom ons sluit deur vir mekaar te sê, wat beteken dit vir my en jou? 'n Paar goed sal dalk herhaling wees van wat ek reeds gesê het. Die eerste is, dat Paulus sê, voortaan sou ons wat in hom glo, as ons doodgaan, uit die dood opstaan. Glo dit gerus. Moenie soos hierdie ouens wees wat glo, kon met Jesus gebeur het nie, maar dit kan nie, sal nie met my gebeur nie. Glo gerus, hy het dit vir jou gedoen, sodat jy ook kan opstaan. Martin Luther het blykbaar gesê, die persoon wat 'n groot impak op die kerkwêreld gehad het. Ek dink dis 'n slide, Ruben. Martin Luther, daar's hy. Hy het gesê, die belangrikste van die opstanding is nie die feit dat, is nie die dat of die hoe daarvan nie, maar dat dit vir ons was. Dis vir ons wat hy gesterf het, maar is ook vir ons wat hy opgestaan het. Sodat ek kan weet, ek sal ook opstaan. Tweede implikasie, dit maak dat die prediking van die woord, dit wat ek en Dolf en ander leraars elke Sondag doen, ons het dit gelees, dit maak dit die moeite werd. Ek is nie hier besig om iets vir julle te bring wat julle moet motiveer, sodat julle beter sal leef nie, of meer sin in hierdie lewe ervaar nie. Ja, dit gaan saam met die evangelie, dis ook goed, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor wat na hierdie lewe met my en jou gebeur. Die derde implikasie, dit maak ons lewe natuurlik aan hierdie kant van die graf, maar ook aan die ander kant, op alle gebiede, meer sinvol. Ons is nie daai mense wat net hierdie kant van die graf
al ons vertroue en ons hoop in die Here stel nie, vir wat hy vir ons moet doen nie. Nee, dit maak ons lewe op alle vlakke en gebiede soveel meer sinvol. Vierdens, dit maak ons nie angstig, of maak ons nie dat ons angstig vasklem aan die lewe nie. Dit word nogal van Jesus ook gesê as Paulus dit vir die Filippense skryf, dink ek in die Filippense 2 vers 5, dat hy nie krampagtig vasgehou het aan sy lewe daar in die hemel nie, maar dat hy bereid was om aarde toe te kom, om in my en julle plek te sterf. So ons hoef ook nie krampagtig vas te hou aan hierdie lewe, asof, dis die belangrike, dit die enigste lewe is nie. Dis regtig dom om te dink, as ek die dag doodgaan, eindig die lewe. Ons het nie idee wat die ewigheid beteken nie, maar daar wag 'n ewige lewe op ons. So ons hoef nie vas te klem aan hierdie lewe nie. Die mense wat vervolg word vir hulle geloof, sou vir ons kon vertel watter geweldige hoop het hulle in die lewe oor Jesus opgestaan het. Want dit beteken, al maak hulle ons dood, ons sal opstaan. En daarom kan ek en jy dit ook mag glo. Al bedreig die dood ons. Paulus is baie deur die dood bedreig. Sommige net so 'n bietjie verder aan, in hoofstuk 15, skryf hy dit. Hy sê, vers 30, en ons ook, waarom stel ons dan uur vir uur aan lewensgevaar bloot? Elke dag word ons met die dood bedreig, vers 31. Ja. So hy het dit geken, hy het geweet, ek kan enige dag doodgemaak word. Maar dit is oké, want dit gaan nie oor hierdie lewe nie, dit gaan oor die lewe hierna. So ons gaan nie krampagtig vasklem nie. So dis as mense ons wil doodmaak, maar my laaste implikasie is dan die 5de een. Dit maak dat ons kan sien, ook vir as die lewe sy natuurlike gang gaan, en ek raak ouer, en ek raak siekliker, en ek kan nie meer so maklik bid nie, en dis alright. In die verlede week op televisie was 'n ou wat met allerlei kure en dieete en goeders homself jonk hou, en ek moet sê, hy het heel goed gelyk. Ek kan nie onthou hoe oud was hy nie, wie van julle het saam met my gekyk, Alba? Hy was so in sy laat 40's, heel goed gelyk. Maar om te wat, wil ek amper vra, as jy nou 70 gaan raak, of 80, om 120 te raak, en dan? Nee, ons moet almal weet, ons raak ouer, die lewe loop, ons raak siek, ons kan doodgaan, maar dan gaan ek na die Here toe. Is dit nou sommer net ietsie wat die Christene glo? Nee, dis omdat God dit gesê het. En as ons dit nie glo nie, maak ons hom tot 'n leienaar. Dis wat Paulus sê. Dan sê ons die Here praat nie die waarheid nie. So, nee, daar is so iets. So dit maak hierdie lewe so totaal anders vir 'n Christen as vir 'n nie-Christen. En ek hoop dis waar van elkeen van ons, dat dit net vir jou opnuut vanoggend 'n werklikheid is. Hierdie is nie die enigste lewe nie. Maar ons wil nou nie pessimisties wees en op so swaar noot eindig nie, glad nie. Daarom gaan ons nou net 'n lied sing wat sê, God dank hy leef, en daarom gaan ons leef. En dis die wonderlike daarvan. Mag dit jou lewe vanoggend opnuut net aanraak en verander. En as jy vreugde in hierdie lewe ervaar, sê vir die Here baie dankie daarvoor. Maar weet julle wat? Dieselfde Paulus skryf in 1 Korintiërs 1, wat die oog nie gesien het nie, baie mooier is dit. En as jy dink aan die mooiste klank musiek wat jy al gehoor het, baie mooier is dit. En as jy dink aan die mooiste gedagtes wat in jou kop al opgekom het, baie mooier is dit, is wat die Here voorberei vir my en vir jou, wanneer ons eendag by hom aankom. Amen. Here ons se God, U
het vir ons soveel gedoen. En nou het ons hierdie wonderlike belofte van soveel mooi en soveel heerlikheid wat op ons wag. Ons kan maar net sê, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. Hoe groot is U liefde nie vir ons nie. U wat vir ons vra dat ons vir U ook moet lief hê. Baie dankie Here dat U liefde soveel groter was en is as ons. U het die dood oorwin op Golgotha. U het die Satan se mag gebreek met U opstanding. Ja, die graf is leeg. Vanoggend wil ons bely, U het werklik opgestaan. Laat die hemele roem, maar laat ook die aarde roem en dit verkondig. Dankie dat U tot die dood gehoorsaam was. Ja, Here, ons weet, dit was moeilik. Getsemane, ons kan ons nie indink in dit nie. Die sweepslae op die rug, die spykers deur die hande en die voete. Wat 'n verskriklike seer moes dit nie wees nie. Dankie dat U eindtyd gegaan het. Dankie dat U nooit getwyfel het dat God U hou vas nie. Selfs toe U uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? En dankie Here dat ons vanoggend kan hoor dat U ons saamneem op hierdie triomftog deur tyd en ewigheid. Ons loof U daarvoor. Maak dit vir elkeen van ons 'n werklikheid, opnuut 'n werklikheid in hierdie dag en elke dag wat kom. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n pragtige lied. Toe ek Vrydag kerk toe ry, ek het dit vir die begeleidingsspan vertel. Julle kan slank kom. Toe hoor ek die lied in Engels. En ons het hom baie keer in Banbury in Engels gesing. I cast my mind to Calvary. En ek dink, ons moet daai lied vertaal. En toe klik ek. O nee, ons het hom vertaal. Nie ons nie, iemand. Ons sing hom Sondag. Dis nou hy. So ons gaan dit heerlik sing. Vers 1 en 2 vertel van Vrydag se gebeure. Vers 3 vertel van die opstanding, vandag se gebeure. En vers 4 vertel van wanneer hy weer kom, van die wonderlike gebeure. En onthou, jou dood, dit waaroor ek nou hele oggend gepraat het, en dat ons daar lewe daarna het, jou dood is net so naby soos die Here se wederkoms. Daai is die dag. En as dit voor jou fisiese dood gebeur, dan is dit eerste. So, kom ons sing daarvan. Dit gee my net so oomblik. Ek drink water en ek praat en ek kom hier by my gitaar uit. Dankie. Ek sing graag vir julle vers 1, terwyl julle staan. Jy kan dit saam sing. En dan gaan die res van die sangers en die res van die musiekspan inval by vers 2. En dan daarna se musiek. Ek dink terug aan Golgotha. Jesus bloed geskenk vir my. Gelovig wees, sy hand en voet, my redder aan die kruis gedoen. Deur drink en traan en vasgevang, deur gedoen en
Nadat julle die seën ontvang het, kan julle vir 'n oomblik sit net vir enkele afkondigings. Ek herinner dat daar tee is met lekker eetgoed. Kom geniet dit gerus saam met ons. Is dit nie wonderlik dat die Here, en ek het die voorreg om dit met julle te kan doen, vir ons sê, Tanya en Marius waar julle gaan, en Jaap en Monica waar julle gaan, Verpaaie, en waar die ander van ons hier vanaf gaan. Hoor, dat die Here is by jou, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die nabyheid van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle, nou en vir ewig. Wow, amen. Dankie, sit gerus. Môre almal en Dominee Gawie, baie dankie vir jou boodskap vanoggend en vir almal wat die diens moontlik maak, die mense wat musiek maak en sing, dit gaan baie werk aan en die alkens, die ouderlinge vir hulle wil ook vanoggend sê baie dankie vir julle bydrae om hierdie dienste moontlik te maak. Ons afkondigings vir die week, julle almal seker bewus sal van die barmhartigheid uitreik na Suid-Afrika. Soos julle self kan lees, daar sê ons mense in Suid-Afrika kry swaar. BAK wil graag hierdie jaar daar help. In dele van die Noord-Kaap het dit 7 jaar laas gereën. Daar's nie kos vir beeste skape nie. Op die plaas is baie koskaste dol leeg. En ek dink min van ons het aan 'n koskas gekyk het hy regtig dol leeg is. So ek dink ons moet hier help. Bring Hoop is 'n nuwe winsgewende organisasie van Chris van Biljon wat hy 7 jaar terug begin het. Hy kry gratis voer op verskeie plekke, maar het brandstof nodig om die voer by die plase te kry. Hy help ook om die boere kos te kry. En as die Here jou lei om te help, kan jy 'n bankoorplasing doen in die kerk se rekeninge met die verwysing Bring Hoop. Die sluitingsdatum is 30 April. Dan ons ander aksies vir die week, ons het die Sunshine Coast erediens vanmiddag om 15:30 in die Badram Uniting Church. Die Kerndale Groeigroep vergader weer donderdag 14 April om 7:00 by Corneels en Elna se huis by 10 Herefordstraat. En dan Noordelike Groeigroep is donderdag 24 April om 7:00 in die huis van Hannes en Machel Bernard. Die adres is al 36 Inner Street, Margate. En dan Gladstone se erediens is Sondag 27 April 9:00 in die Port Curtis Room, Tannum Sands. Ons Zoom Bybelstudie is Dinsdag aand 29 April om 7:00 voormiddag. Die skakel sal deur die dag aan julle gestuur word. Dan die Jong Mens Bybelstudie Dinsdag 29 April om 7:00 by Dolf en Amorey se huis. Potjiekos. Ons is op soek na potjiemakers vir die kompetisie. Die inskrywings tyd 30 April. So as jy dink jou pot wel. As jy weet jou pot is lekker, skryf hom in en kom neem deel. Ek wil ook net so vinnig, dis nie op die afkondigings noem nie. Daar is 'n inskrywing van 'n baie suksesvolle kosmaker uit Suid-Afrika. Sy was deel gewees van 'n program, so kom met jou vernuf teenoor haar. As jy potjie wil inskryf, laat weet admin@bak by die e-posadres. En die datum is Saterdag 24 Mei van 12 tot 6:00 by die Maankrewet skougronde. Jy kan dan vanaf 8:00 met jou voorbereidings begin. En jou pot moet so sê, so 4:00 reg wees. Aan al die borgers baie dankie vir julle bydrae om met die potjiekos 'n sukses te maak. Hulle is almal daar op die lys. Die kaartjie kan gekoop word by BAK, www.bak.org.au, die kalender, daai skakel. Is 30 per volwassene, 15 per kind. En kinders onder 5 jaar is gratis. Bring jou eie gereis stoele en iets om te drink. Die gemeentekamp vind plaas Vrydag 31 Oktober. Vanaf 3:00 tot, dis die Vrydag tot Sondag 2 November. Ons is tans op soek na iemand wat bereid is om die kampreëlings op die kamp te koördineer. En die belangstel, laat weet ons dringend by BAK, of vir die ouderlinge of by Tanya. En dan die blikke en bottels projek is nog steeds aaneenlopend. En dis 'n maklike een om bydrae te maak. So bring julle blikke kerk toe of gee dit by jou naaste containers for change af met die verwysing wat daar op ons nuusbrief is. En dan, ja, soos Gabi gesê het, daar's lekker eetgoed en koffie in die saal.
kom geniet dit en baie sterkte vir die week wat voor lê.